Goeiedag. Slaap jy of is jy wakker? Dit klink seker na 'n baie snaakse vraag. Ek vra die vraag met die oog op die eindtyd. Daarmee saam impliseer ek nie dat die wederkoms van Christus nou op hande is, dat dit nou oor 'n week of oor 'n jaar sal wees of oor 100 jaar nie. Maar dat 'n mens wel gereed sal wees vir die wederkoms van die Here. Want onthou, die Here kan vir 'n mens ook kom deur die dood. Met die oog op die wederkoms vertel die Here Jesus Christus 'n gelykenis. Ons lees daarvan in Matteus 25. En hy praat oor 10 maagde. Hy sê die koninkryk van die hemele, dit is nou die kerk, sal in die laaste dae wees soos 10 maagde wat gereed is om na 'n bruiloft te gaan, om die bruidegom te ontmoet. Maar dan sê daar die gelykenis omrede die bruidegom getalm het om te kom. Dit het lank begin raak. Omdat die bruidegom getalm het hulle vaak geword en aan die slaap geraak. En daarmee sê die Here Jesus Christus hoe die kerkewêreld gaan lyk voor die koms van die bruidegom. Die kerk gaan aan die slaap wees. Hoe lyk 'n Christen wat geestelik aan die slaap is? Ek kan vir 'n paar dinge noem. Iemand wat aan die slaap is, bid nie meer nie. Die oomblik as 'n mens geestelik begin gly, geestelik vervlou begin raak, is dit een van die eerste dinge wat drasties afneem in 'n mens se lewe, naamlik jou gebedslewe. Dis die eerste ding. Biddeloosheid betree 'n mens se geestelike lewe wanneer 'n mens vaak word en die slaap begin raak. Die tweede ding is, jy is nie meer aktief betrokke in God se koninkryk nie. Want iemand wat slaap, slaap. Hy was nie skorrelgoed of wasgoed of maak die huis skoon nie. Iemand wat slaap, slaap. Hy's passief. Wanneer 'n mens geestelik aan die slaap begin raak, begin jy jou taak in God se koninkryk verontagsaam. Jy begin dit ignoreer totdat jy later totaal onbetrokke is. Die derde ding wat afneem wanneer 'n mens geestelik in die slaap raak, is 'n mens se heiligmakingslewe. Jy stel jou nie meer in vir 'n lewe van heiligmaking nie. Jy stel jou nie meer in om die wil van God te soek nie. Jy stel jou nie meer in vir gehoorsaamheid nie. Jy stel jou nie meer in vir die stem van die Here nie, die leiding van die Heilige Gees nie. Jy stel jou nie meer in vir die werking van die Heilige Gees in jou lewe nie, want jy's aan die slaap. Dit is hierdie elemente wat duidelik sigbaar word in die Christen se lewe wat geestelik aan die slaap geraak het. Wanneer word Christene vaak? Wanneer gaan die bruid vaak raak? Die bruid raak vaak omdat die bruidegom talm om te kom. Wanneer 'n mens pas tot bekering gekom het, is jy so vurig van gees, jy is so vurig vir die Here, en jy gaan 'n groeiproses in jou geestelike lewe. Jy raak betrokke in 'n kerk, jy raak betrokke in bedieninge, jy word toegerus by die kerk om 'n sterker Christen te word, en jy berei voor vir die ewige lewe, maar soos wat die lewe aangaan, en die Here talm om te kom, so raak 'n mens maklik vaak. Die tweede rede waarom 'n mens vaak raak, is wanneer 'n mens baie druk ondervind. Druk maak 'n mens moeg. Druk put 'n mens uit. En huidiglik is daar baie druk oor die hele wêreld aan die gang. Almal is nou geweldig onderworpe aan druk. Wanneer 'n mens baie druk ondervind, is slaap 'n ontvlugtingsroete om te volg. Want as 'n mens slaap,
is jy nie bewus van die druk om jou nie. U en ek as Christen moet versigtig wees, dat die geweldige toenemende lewensdruk, wat u ook partykeer druk, ons almal druk, dat dit nie maak, dat 'n mens vaak word, en jou inspanning vir God, jou inspanning vir sy koninkryk, jou inspanning vir jou eie geestelike lewe, dit verwaarloos nie. Ek vra u weer, is jy besig om in die slaap te raak? Of slaap jy alreeds? Dan wil die Here vandag vir jou sê, ontwaak, jy wat slaap. Die Bybel sê om middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom. En hulle wat onverstandig was, het nie ingegaan nie. Die Bybel sê baie duidelik, dis nie almal wat Here, Here sê, wat sal ingaan nie. Maar dit sal hulle wees, wat wakker is. Daarom sê die woord, ons is nie hulle wat slaap nie. Staan op. Hou jou lampie vol olie. Met ander woorde, wees brandend met die Heilige Gees. Wees vol van die Heilige Gees. Wees nugter. Wees waaksaam. Sodat jy kan ingaan na die bruilof van die Lam. Staan op. Neem 'n posisie wie in die koninkryk van God. Miskien is jy 'n prediker wat vaak geword het. Miskien is jy 'n prediker wat slaap. U gaan rekenskap gee en ek gaan rekenskap gee oor die skapies wat die Here aan ons toevertrou het. Die gemeente sal slegs wakker wees tot die mate wat sy herder wakker is. Word wakker. Werk vir die Here. Die bruidegom kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag bid ek vir almal wat vaak geword het. En ek bid vir almal wat slaap. En ek bid, Here, dat U hulle sal oprig deur die genade van God. Dat U die opwekkingsvuur van die Heilige Gees sal stuur. 'n nuwe bekragtiging, 'n nuwe opwekking, 'n nuwe vuur van God, 'n vuur van die Heilige Gees. Stuur dit in ons lewens in die naam van Jesus Christus. Dat ons wakker en waaksaam sal wees totdat Jesus kom. Amen. God seën u ryklik. Totsiens.